Ons staan op die drempel van een van die mees openbarende, eerlike en tog baie diep genadige gedeeltes in die hele skrif. Want hier in Romeine 3 openbaar God aan ons nie net ons harte nie, maar ook sy eie hart. Hy lê ons sonde bloot, maar terselfdertyd laat hy sy genade skyn. Wanneer ons dan nou na die woord toe gaan, kom ons met oop oë, ore en harte, verstand, want die Here wil met ons spreek. En daarom is dit dan ons gebed. Spreek, Here, u diensknegt luister. Romeine 3, vers 1 tot 22. En hier vra Paulus nou, uiteraard gebou op wat hy nou voor die vorige dele gesê het, het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Ja, baie in alle opsigte. En die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is. En elke mens 'n leienaar, soos daar geskrywe staan. U is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word. Ons verkeerde dade laat blyk dus dat God regverdig is. En wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onregverdig as hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God anders oor die wêreld kan oordeel? Maar as my leenagtigheid die betroubaarheid van God duideliker aan die lig gebring het, en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog as sondaar veroordeel? Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voorkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. En waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en Grieke, of Jode en nie-Jode, almal in die mag van die sonde is. En daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Luister nou mooi waarvan hy hulle beskuldig. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie geken nie, of het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Ontzag vir God het hulle nie. En dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê hy vir die wat die wet het. Sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. En dan nou die laaste 2 verse wat eintlik die voorloper is vir volgende Sondag, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. En God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.
Nou geliefdes, soos ons almal weet, ons bevind ons op die drempel van Kersfees. En dit is, soos ek ook reeds gesê het, 'n wêreld vol onvrede. En daar is geen wêrelddeel wat nie deur hierdie onrus geraak word nie. Want hierdie onrus, die onvrede, het die orde van die dag geword. Dit word nou die gewone. Dit is wêreldwyd waar, maar ook in ons land. Maar tog, ten spyte van alles, kan ons as gelowiges terugkyk na die jaar wat verby is. Maar ook na hierdie dag en hierdie dae, met hierdie sekerheid, dat God se genade elke dag daar is vir sy kinders. God se genade is elke dag daar vir sy kinders. Elke dag is 'n dag van genade. Ons leef in 'n tyd van genade. En ons besef dit, maar die meeste van die wêreld besef dit nie. En ons leef ook daarin, spesifiek ook as ons dan dink, dat ons wag op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En daarom dan met 'n agneming van hierdie woord, waarna ons vandag kyk, maar ook God se geheel woord, behoort daar een oorheersende vraag in ons harte te wees, en dit is, waar staan ons, elkeen van ons, in die lig van God se genade? Waar staan ons? Kan elkeen van ons vandag met ware sekerheid sê, ja, ek staan, ek lewe in God se genade, want hy is my God, Jesus Christus is my redder, die Heilige Gees is my begeleier. Kan ons dit almal sê? En as ons dan nou na hierdie skrifgedeelte kyk in die boodskap waar hy kom, dan sien julle dit is 'n groter skrifgedeelte as wat ons gewoonlik op Sondag doen. Maar ek het dit doelbewus gedoen, so gekies, omdat ek graag die tafel wil dek vir volgende Sondag, wanneer ons na Romeine 3 vers 21 en 22 kyk, waaruit ook ons Kersboodskap gaan kom. So kom ons gaan nou na die teks en ons hoor wat die Here vir ons sê. Eerstens plaas ons dit in konteks. Net baie vinnig oor die vooraf gedeeltes. In Romeine 1, 16 en 17 het Paulus die fundament vir die hele Romeine brief gelê. En daar het hy gesê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Hier is die fundament vir die hele Romeinebrief. En dan dadelik daarna in vers 18, is dit asof 'n weerligstraal dan die leser tref. En dit is hoe dit elkeen behoort te tref. Wanneer Paulus dan in vers 18 skryf, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en al die ongeregtigheid van die mense wat die waarheid in ongeregtigheid onderdruk. Die res van hoofstuk 1 en dan ook verder in hoofstuk 2 gebruik Paulus om hierdie stelling uit te bou en dan ook te bewys in terme van die Grieke of die nie-Jode. Maar ook ten opsigte van die Jode aan die einde van hoofstuk 2. Want aan die einde van hoofstuk 2 wys hy die Jode baie duidelik daarop dat hulle die naam van God belaster. En julle sal onthou, geliefdes, hoe dit beklemtoon is dat dit 'n belastering van God se naam is om die waarheid te weet, maar dit nie te lewe nie. Omdat hulle optrede nie strook met God se wet nie en God se waarheid nie, en ook nie met hulle roeping as verbondsvolk nie. En dit bring ons dan by hoofstuk 3, waar ons in 3 hoofsegmente kan verdeel, soos wat julle op die skrifverwysings en die notas kan sien. En ons kan dit ook dan hierdie hele deel beter verstaan, as ons dit sien amper as 'n tipe van hofsitting,
Maar Paulus is alles. Hy is die aangeklaagde, hy is die aanklaer, hy is die advokaat, hy is die regter. Hy vervul die rol, want hy is hier in dialoog met homself. En as ons dit in daardie sin verstaan, dan sal dit vir ons baie groot sin maak. Maar dit is een van die redes ook, hoekom dit goed is om hierdie as een eenheid te sien, hierdie hele deel. Kom ons kyk na verse 1 en 2, daar vra hy die vraag, het dit dan enige voordeel vir die Jood? Het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Met ander woorde, is daar 'n voordeel daarin om God se verbondsvolk te wees, om God se wette te ontvang het, om die verbondsteken van die besnydenis te dra? Want dit is die volle implikasie van sy vraag, juist dan ook voortspruitend uit hoofstuk 2. En dit is juist die aspekte waarop die Jode teenoor die res van die wêreld gespog het, geroem het. En het altyd hulle daarop gewys, maar ons is baie spesiaal. Ons is die verbondsvolk van God. Ons het sy wet, ons het die teken van die besnydenis, wat vir ons juist die verbondsvolk maak. So die vraag wat Paulus hier vra, behoort eintlik dan 'n baie ontstellende vraag vir die Jode te wees. 'n Ontstellende vraag. Het dit enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Onthou nou, dit volg op dit wat aan die einde van hoofstuk 2 gegee is, wat hy gesê, julle belaster God se naam. Julle belaster God se naam, as julle nie dit leef wat julle bely om te wees nie, naamlik sy verbondsvolk, dat julle sy wette het, dat julle die teken van die besnydenis het, dat julle die wette ken, al daardie dinge. Julle belaster God se naam, indien julle dit nie uitleef nie. En ons het gesien, hy het hulle daarop gewys, dat die heidene skuldig staan, omdat hulle die skepping aanbid eerder as die skepper, dat hulle die waarheid verruil vir 'n leuen, die waarheid wat hulle uit die skepping moet sien, en hulle het God se openbaring verwerp en hulle self oorgegee aan afgoderry en immoraliteit. Maar dan in hoofstuk 2, gaan ons weer terug, het Paulus die Jode dan gewys, en gesê, en wat hy nou ook hier bevestig, as Jode is daar geen spesiale dispensasie vir hulle nie. Nie op daardie stadium nie. En as ons dit sou toepas, dan moet ons dit ook verstaan in terme van ons huidige situasie. Die situasie van die kerk. Daar is ook nie vir ons 'n spesiale dispensasie om met vrypas te leef en maar net te doen wat ons wil, asof ons nie God se openbaring en sy waarheid het nie. Ja, ons sondes is vergewe. En dit is 'n waarheid wat niemand kan ontdaan as jy 'n ware verhouding met hom het. Maar dit gee niemand die vrypas om maar net na willekeur te lewe nie. Wat Paulus dan ook hierdeur beklemtoon of bevestig is, dat die wet maak niemand outomaties regverdig nie. Die feit dat jy van die wet weet, dat jy die wet ken, en soos wat ek gesê het, die Jode is so besonderlik in die wet gekatkiseer. Julle onthou daai Griekse woord, wat beteken hulle dit oor en oor geleer, hulle het dit geken. So hulle het nie verskoning gehad nie, net soos die Jode vandag geen verskoning het. Maar wat dit dan meebring is dan 'n groter verantwoordelikheid. 'n groter verantwoordelikheid. Die verbond vereis gehoorsaamheid wat hulle nie nagekom het nie. Die verbondsvolk wat hulle was. En die besnydenis van die vlees het niks beteken sonder 'n hartsbesnydenis nie. So as die kennis van God nie gelei het na 'n lewe wat getuig het dat God waarlik die hart besny het nie, dan was daar geen nut vir enige ene daarin, en beslis nie vir die Jode, omdat hulle as Jode gebore is nie. Geen spesiale dispensasie nie. En julle onthou, en julle kan maar kyk in die Bybels, Paulus het hoofstuk 2 so geëindig, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is.
En besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. So blote besnydenis beteken niks. Daarom kom hy dan by daardie vraag in 3 vers 1, het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees en besny te wees? En kyk nou sy antwoord, ja, baie in allerlei opsigte. Maar die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. So hier gaan Paulus onmiddellik na die grootste voordeel wat die Jode het, naamlik dat God sy openbaring, en die Griekse woord wat daar gebruik word, is logion, sy volle openbaring, in die Ou Testament, sy volle openbaring aan die Jode gegee het. En dit het dan, soos reeds genoem, 'n geweldige verantwoordelikheid op hulle geplaas, om getrou aan God en sy woord te wees. Hulle moes dit ken, verstaan, uitleef, sodat hulle 'n getuienis in hierdie donker wêreld kon wees. Goed, net eers tot sover wat daai verse betref. Kom ons skuif aan na verse 3 en 4. Nou vra Paulus, as het ware nou vir homself, maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Wat nou as sommige nie getrou aan God se openbaring gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? En dan antwoord Paulus homself, beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is en elke mens 'n leienaar, soos daar geskrywe, u is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word. Nou, wanneer Paulus homself hier antwoord, wanneer hy sê beslis nie wat in Afrikaans is, maar in die Grieks is dit een van die sterkste ontkenningsfrases wat daar is, mo genuito, glad nie, nooit, beslis nooit, kan dit nie sterk genoeg stel nie. Wat hy daarmee impliseer is, God sal elke belofte vervul wat hy aan Israel gemaak het. En dan versterk hy hierdie kragstelling met die woorde van Dawid in Psalm 51 vers 6. Want dit is wat hy aanhaal, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek en rein as u gerig hou. Wat Dawid hier bevestig, alle sonde is in die eerste plek teen God, soos Israel se sonde dan ook was. Hulle het dit baie keer gesien as sonde teen mense, of teen die sinagoges, of teen die volk, of teen die bestel, maar hier het Dawid hulle baie duidelik herinner, dit is in die eerste plek teen God. En dit word vir elke ene van ons, Here, geliefdes, moet dit vir ons absoluut iets wees wat ons weerhou van die sonde. Want as ons dit besef, dan sal ons waarskynlik 2 keer dink, voordat ons maar net sonder om te dink, maar net aangaan en in sonde voortgaan. Veral as dit by gewoonte sondes kom, want dit is so maklik, maar daarby sal ons nou nog kom. Paulus bevestig dan ook, met daardie aanhaling ook, dat selfs al sou elke mens 'n leienaar wees, alle mense, dan sal God nog steeds, nog altyd betroubaar wees, getrou aan sy woord, wat altyd waar is. So, met ander hier sê Paulus vir die Jode, maar dan ook aan ons, die kerk, dat God al sy beloftes sal nakom. En as ons dit nou weer binne die groter konteks van die woord sien, en ook van hierdie brief van die Romeine, dan bevestig dit ook Romeine 9, 10 en 11, wat so duidelik wys, dat die Jode weer in God se genade bestel ingebring gaan word. Daar waar hy beskryf van hoe die wilde tak op die olyfboom oorgeplant word. Dit gaan weer gebeur. En ons kan daarvan seker wees. Kom ons kyk dan na vers 5 tot 8. Ons lees dit weer, ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Dis nou 'n stelling wat hy maak. En wat sal ons dan daarvan sê, as dit sou wees?
Dan antwoord hy, sê hy vir homself, ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Dis die algemene mense wat nou so redeneer. Met ander woorde, dit kom eintlik daarop neer, hulle praat van goedkoop genade. Hoe meer ons sondig, hoe groter is God se genade. En dan word die vraag gevra, is God dan nie onregverdig as hy ons straf nie? As hierdie voriges waar is God dan nie onregverdig nie? Ons wys dan hoe groot sy genade is. Maar dan antwoord hy in vers 6, beslis nie, weer daardie sterk ontkenning. Hoe sou God anders oor die wêreld kan oordeel? Maar God moet getrou wees aan homself in alle omstandighede teenoor alle mense, teenoor alle volke. En dan die volgende vraag, maar as my leenagtigheid die betroubaarheid van God duideliker aan die lig gebring het en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog as sondaar veroordeel? Hierdie argument word voorgesit. Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voorkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, sê Paulus, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Oor hierdie vers 8 is sy antwoord waar hy sê, moet ons dan in hulle argumente meedoen? Moet ons redeneer soos hulle redeneer? Laat ons dan ook die verkeerde doen, sodat die goeie kan voortkom? En dan sê, maar daar is mense wat ons, en dan verwys hy na die Nuwe Testamentiese kerk en na die apostels, daar is mense wat ons het wel lasterlik in die mond lê dat ons dit doen, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Een van die kommentators het dit soos volg opgestom, en dit is die beste wat ek dink, om hierdie deel kort en kragtig saam te vat. Hy het geskryf, his critics were accusing Paul of teaching that the more wicked a person is, the more he glorified God. The more faithless a person is, the more faithful he makes God appear. And the more a person lies, the more he exalts God's truthfulness. So het hulle gereken. Nou, dit is daar die goedkoop genade wat deurgesyfer het, omdat hulle so 'n verkeerde verstaan van God se waarheid gemaak. Maar Paulus maak korte mette met daardie aanvalle deur te sê, die mense wat so dink, hulle verdien die oordeel wat na hulle toe gaan kom. So hier is 4 waarhede wat in hierdie deel deur Paulus bevestig word. Eerstens 4 waarhede, 4 onwrikbare waarhede. God se woord en sy woord het God se verbond en sy woord het blywende waarde en bring groot verantwoordelikheid. Nou dink nou net, pas dit toe op onsself. God se verbond, ons wat in die nuwe verbond staan, en God se woord, ons wat sy volledig geopenbaarde woord het blywende waarde, maar dit gaan nooit verander nie, gaan nooit weggaan nie. En bring groot verantwoordelikhede vir die een wat dit het. God se getrouheid, is die tweede ene, God se getrouheid aan sy beloftes wankel nooit, ongeag menslike ongeloof. Ons mag dalk by geleentheid twyfel. En ons doen dit, geliefdes, dat ons eerlik wees, maar God se getrouheid aan sy beloftes wankel nooit. En dis daarom ook dat ek gesê het, ons moet weet, dat dit wat God beloof het aan Israel, gaan ten volle tot volwassenheid kom. God gaan sy beloftes aan Israel nakom. Die derde punt is, God se geregtigheid en sy regverdigheid as regter is bo verdenking. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie. Wat hy sê, is wat hy gaan doen. In sy oordeel gaan hy reg wees en regverdig wees. In sy genade gaan hy reg en regverdig wees. Dit is God. In die vierde plek, God se ware heerlikheid word slegs deur dit wat goed is bevorder en nooit ooit deur die bose nie. God kan die bose gebruik deur sy toelatende of voorskriftelike wil
om in ons lewe op 'n bepaalde manier te werk, bepaalde iets te veroorsaak. Maar God sal nooit self die bose as sodanig aanwend om in ons lewens enige iets te doen nie. Onthou daardie 4 waarhede, ons gaan weer terugkom daarna. Kom ons kyk na die tweede deel, verse 9 tot 20. Verse 9 tot 20. Nou hier kom Paulus nou en hy snoer hier die hele deel saam en sy hele argument saam deur die Ou Testament te gebruik en het as ware te gebruik om 'n klagstaat op te stel teen die mensdom, maar ook teen die Jode. Nou, hy vat 'n Ou Testamentiese geformuleerde klagstaat wat hy uit verskillende tekstdele neem en hy formuleer die klagstaat teen die Jode, maar ook teen die mensdom op grond daarvan. En hier sien ons, hy gaan nou weier as die Jode. Want in vers 9 is daar 'n oorgang wanneer hy vra, waarop kom dit neer? Of wat dan nou? Is ons as Jode dan beter as die ander? Dit skep die geleentheid vir die vraag, vir die antwoord. En sy antwoord is baie duidelik nee. En dan span hy die net weier. Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode, of die eintlike woord is Grieke spesifiek, almal in die mag van die sonde is. Nou met die Grieke word bedoel die nie-Jode, die wêreld van die nie-Jode. Ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Met ander, die hele mensdom is in die mag van die sonde. En geliefdes, ons wat daarop ook roem dat ons gered is, ons moet dit ook erken, dat ons in voortdurende stryd teen die mag van die sonde is. Johannes sê vir ons so duidelik, ons moenie probeer om dit te ontken nie. Want as ons dit nie kan identifiseer, en dit as het ware formuleer nie, dan is dit asof ons 'n onbekende vyand het. Maar die oomblik wanneer ons na ons lewens kyk en daardie dinge identifiseer en dit vir onsself noem, dan het ons 'n vyand wat 'n gesig het, waarteen ons makliker kan optree, makliker kan stry, of meer effektief kan stry, laat ek dit eerder sê. En dan, in die volgende vers, gaan Paulus dan voort om die ganse mense aanklaanswaardig te verklaar. Maar hy sê, die hele mensdom kan aangekla word op grond van die volgende bewyse. En die eerste bewys is, en hier is dit waar hy nou die Ou Testament ook gaan gebruik, vanaf vers 10, eerste een is by vers 10 tot 12, die verdorwenheid van die mense verstand. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Vers 12. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. En maar hier wys hy so duidelik, dit is die verdorwenheid van die mens se hart, ons kan ook sê sy verstand en sy wil. Dit word gewoonlik in die Ou Testament as die hart beskryf. En hierdie klagtes is saamgestel uit Prediker 7 vers 20, Psalms 14 vers 2 en 3 en Psalm 53 vers 2 tot 4. Dit is daar, gaan lees dit gerus. Nou, hier vat hy werklike psalms wat deur die psalmskrywers waarvan Dawid die meeste geskryf het, wat hierdie betref, waar hy dit so effektief saamsnoer en hulle wat die woord geken het en die psalms geken het, waar hy vir hulle so duidelik wys, kyk, selfs in die mond van Dawid moet ons verstaan, ons is almal aanklaanswaardig voor God. Verstaan julle Jode? Verstaan julle mensdom? Verstaan julle word voor God aangekla, omdat julle verstand totaal verdorwe is. Daarmee onderstreep hy dan die
totale verderflikheid van almal, reeds vanuit die Ou Testament. Dit was dus niks wat hy nou hier in sy brief aan die Romeine kon doen het nie, want dit was nog altyd so. Dis nie nou in 'n nuwe dispensasie wat die dinge verander het nie, was presies nog altyd so. Maar die verskil is dit, en onthou dit, hy kla die hele wêreld aan, maar weer eens kom hy by implikasie terug na die Jode wat God se openbaring ontvang het. Soos wat ons vandag hier sit, en ons het ook God se openbaring ontvang. Die tweede bewys, waarom, die tweede een van die klag staat, die tweede bewys is dan die korrupsie van hulle spraak. So hy het eers na die hart, die verstand, die wil gegaan, is die eerste aspek. Die tweede ene gaan hy na hulle spraak, dit wat hulle praat, dit wat hulle sê. En ai geliefdes, is dit nie 'n groot slaggat vir almal van ons hierin nie. Almal van ons het 'n so maklike probleem om so maklik kwaad te praat en sleg te praat. Dit is in vers 13 en 14. Hier sê hy, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Daar is uit Psalm 5 vers 10 en 140 vers 4. En dan vers 14, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. So hier wys hy duidelik, dis die dinge waaraan hulle skuldig is. Want jy sien, uit 'n verdorwe hart en verstand is dit noodwendig dat verdorwe spraak gaan kom. So daar die spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So eenvoudig is dit. En wanneer jy na iemand luister na wat hy praat en hoe hy praat, en dan praat nou nie eers van vloekwoorde wat so algemeen deesdae is nie. Dit is my besonder hinderlik as ons kyk hoe maklik word vloekwoorde oral deesdae gebruik, selfs gepubliseer asof dit nooit vloekwoorde was nie. Hoe dit gebeur? Met andere wat dit vir ons duidelik wys, is dat die verdorwenheid van die verstand neem waarlik hand oor hand toe, daagliks. Die mense spraak in terme van vuil woordeskat en vuil idees, is waarlik 'n openbaring van die stand van sy hart. En dit is elkeen van ons se plig, as ons ooit met mense te doen kry wat bely om gelowiges te wees, en hulle aan hierdie goed skuldig maak. Dit is eintlik ondenkbaar dat dit so wel kan gebeur. Dat ook gelowiges dan daar die sprong gemaak het om te dink, ag, ons kan maar soos die wêreld praat. Dit is juis wat ons afsonderlik stel. Want dit wat ons praat moet die waarheid van die Here wees. Jakobus 3 vers 10 tot 12, julle weet dat daar nie uit dieselfde fontein soet water en bitter water kom nie. En dan gaan hy aan, 'n vyeboom kan nie olywe dra nie, en 'n wingerdstok ook nie vye nie. So, dis duidelik, dit wat jy is, word deur jou mond gehoor, word deur jou mond hoorbaar gemaak. En ons moenie inkoop in die wêreld van ons dag en tyd, wat die vuil woorde en vuil idees, maar net vrylik gebruik word nie. Die derde bewys wat hy bring is, in verse 15 tot 17, is dan die korrupsie van hulle dade. Soos het gaat die korrupsie van hulle hart, verstand, hulle wil. Tweedens die korrupsie van hulle spraak, en nou derdens die korrupsie van hulle dade, van wat hulle doen. Wat hulle doen. Vers 15, hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Dit is Jesaja 59 daar. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. En ontzag vir God het hulle nie. Daar 16 en 17 is onderskeidelik Jesaja 59 vers 7 en 8. Luister weer, hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter.
Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. En dit kom daarop neer, dit wys na mense wat die God van hulle eie lewens is. Hulle eie belange is voorop alles. Daarom het hulle nie 'n ontzag vir God nie. En dit is so maklik identifiseerbaar vir elkeen van ons, as ons maar net na ons lewens kyk en kyk waaraan ons dan ook die voorkeur in ons lewens gee. Waaraan spandeer ons die meeste tyd, meeste geld en al daardie dinge. En ek praat nou boonbehalwe jou roeping, jou loopbaan, dit wat jy doen. Uiteraard moet jy daar, maar wat is nogtans, selfs in daardie situasie, wat is dit wat jou hart en jou verstand en jou mond regeer? En hoe werk dit dan uit in dit wat jy doen? Want die een is 'n sprong na die ander. En elke keer word die sprong 'n bietjie kleiner, makliker. En as jy eers daarmee begin, is daar amper nie 'n einde nie. Dit is wat Jesaja ook gesê het. Dit is die probleem van die mens wat dink hy kan vrede skep sonder die vredevors. Ons gaan na die 4de bewys. En hier kom hy by die eintlike oorsaak van al die sonde, die wortel van alle kwaad, as ons dit so wil stel, word in vers 18 aangedui. Hulle het geen ontzag vir God nie. Geliefdes, dit is die wêreld waarin ons leef. Hier kom ons by die werklike oorsaak daarvan uit. Die wêreld het geen ontzag vir God nie. En ook in ons volk, wat indertyd daarop geroem het dat ons 'n Christenvolk was, wat miskien moeilik kwantifiseerbaar sou wees, en vandag nog moeiliker kwantifiseerbaar is, omdat amper 80% van ons mense, van ons volk sê, almal sê, hulle is Christene. As ons na die samelewing kyk waarin ons lewe, en ons ook daarbij inbegrepe, mense wat in kerke sit, wat nie meer vir die waarheid van God se woord staan en leef, verkondig, die evangelie verkondig nie. Dan kan ek 'n raaiskoot waag en sê, as daar 3% mense in hierdie land Christene is dit dalk baie ruim gedoen. Dis die dilemma van ons tyd, is juist dat die kerk van ons dag daarin ingekoop het, om nie ontzag meer vir God het nie. Want as jy nie vir God se woord ontzag het nie, het jy nie ontzag vir hom nie. En hier is die dilemma. Hier is die dilemma van ons tyd. Dus hoekom dit gaan in die wêreld soos dit gaan. Lande wat voorheen ook veronderstelde Christenlande was. Lande wat selfs daarin 'n kardinale rol in die verspreiding van die evangelie en van die Christendom gespeel het, is vandag semi-moslim lande. Hulle is besig om oor te gee. En dis die mense waaruit ons kom. Ons voorsate. Ergens het hulle die ontzag vir God se woord verloor. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Die mens leef asof God nie sien nie, en asof die mens nie rekenskap hoef te gee nie. Dis hoekom ek verlede keer so daarop gehamer het, dat ons gereeld na die spieël van God se woord moet gaan, sodat ons onsself kan sien hoe God ons sien. Dat ons onsself kan sien hoe God ons sien, en ons sien dit in die spieël van sy woord. Daar's geen ander betroubare plek nie. En Dawid het dan in Psalm 36 vers 1 dit reeds beskryf, in die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord. Opstand teen God. Ja, maar dit gaan oor van geen vrees vir God nie, na opstand teen God. Opstand, om aktief teen God te kies, teen God te doen,
om teen sy kerk te staan en teen sy woord te gaan, sy waarheid te ondermyn. Aktief opstand teen God. Vers 2 van Psalm 36 sê, die goddelose het geen vrees vir God nie, en praat net goed oor homself. Net oor homself. Dis al waaroor hy goed praat. Reeds gesê, hy is die God van sy eie lewe, en hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. Vers 4, as hy praat, is dit kwaadwillig en vals. Verstandig wees en goed doen, bestaan nie vir hom nie. En selfs as hy gaan lê, dink hy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie. Wat sleg is, verwerp hy nie. En dit is 'n ding wat ons as gelowiges baie goed moet verstaan. Ons moet vir die waarheid staan en vir die waarheid lewe. Maar om stil te bly in die aangesig van dit wat sleg is, maak ons ook aandadig. Dit maak ons geensins beter as die ander wat dit doen nie. As ons vir die waarheid is, dan moet ons vir die waarheid staan in situasies waar God se waarheid aangetast word. Ons mag nie swyg nie. Ons het nie daardie reg of voorreg nie. Want dink net daaraan, geliefdes, as ons dan swyg, wat gaan dan gebeur? Dink dan aan daardie welbekende deel waar die profeet sê, as ons swyg, sal God klippe oprig wat na hom uitroep en van hom getuig. Wat is die implikasie? As ons stil bly, is ons maar net soos 'n klip. Beteken net mooi niks in die koninkryk van God nie. Kom ons by die derde deel van die hofsaak. En hier is nou die skuldigbevinding. Die bewyse is gelewer. Hier is die skuldigbevinding. Verse 19 en 20. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat die sonde is. Dit bevestig wat ek gesê het. Ons moet in die woord van die Here wees, sodat ons onsself kan sien hoe God ons sien. Want om net die wet te ken, God se woord te ken, sy waarheid te ken, en dit uiterlik na te kom, het geen meriete voor God nie. Dit beteken niks. Die wet is juis gegee, sodat niemand onskuldig kan wees nie, sodat elke mond gestop mag word, want dit is die standaard waarmee God meet. Dit is die spieël waarin die mens moet kyk. Dit is die oomblik in die hofsaal waar daar die getuienis, kom ons sê die DNA getuienis, so oorweldigend is, dat die beskuldige niks meer kan sê nie. Want niemand kan teen DNA getuienis stry nie. Ook nie die Christen nie. En ons as gelowiges het ook die DNA van ons Christen wees. Ja, ons het die DNA van Adam en Eva, maar ons het 'n ander DNA in Christus. En dit mag ons nooit ooit verswyg nie. So hier herhaal hy, hier bevestig hy, die beeld van die wet, die beeld van God se waarheid is die spieël waarin ons kyk, en daarin sien ons onsself. Een van die kommentators het gesê, 'n spieël is baie nuttig om jou te wys dat jou gesig vol modder en vullis is, vuil is, maar jy kan nie die spieël gebruik om jou gesig skoon te was nie. Dit is gedeeltelik waar. En oor wat sê hier, wat bedoel Paulus hier, deur die wet kry ons die kennis van die sonde. Soos God se woord vir ons die kennis van die sonde gee. Maar God is genadig vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. Gelowiges in die nuwe verbond. Hy het ook vir ons die wonderbaarlike
manier, metode, wasmiddel gegee om onsself te reinig, om deur God gereinig te word, waarby ons net nou gaan kom. Ons weet wat ons moet doen, waarheen ons moet gaan, om gereinig te word. So terug na Paulus, die mens is aangekla, sy motiewe is ontbloot, sy dade is ontbloot, en nou kom die finale uitspraak. Ons weet, nie vermoed nie raai nie, maar weet, baie spesifiek weet. Dit weet ons alles, sê hy. Ons hoef nie te raai nie, daar is geen iets nooit wat onduidelik is hier nie. Dat alles wat die wet sê, dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop kan word en die hele wêreld dan skuldig voor God staan. My ouere, die spieël is opgehou. Die waarheid is gesien. Nou kom ons by die vraag, wie is onder die wet? En as ons dit verstaan, dan word dit ook vir ons duidelik. Nie net die Jood nie, nie net die heiden nie. Almal is onder die wet. Want die wet, die Jood dra die geskrewe wet. En die heiden dra die wet in sy hart en in sy gewete. En hy sien dit ook in God se skepping. So niemand is onskuldig nie. Daarom is God se oordeel universeel regverdig. Hy is skepper, onderhouer, soewerein. En elke mens leef onder sy waarheid, sy gesag, sy standaarde, sy wet. Elke mens. Niemand is uitgesluit nie. En dan is die volgende logies. Elke mond word stilgemaak. Elke mond word stilgemaak. Wanneer die heiligheid van God bots met die sondigheid van die mens, is daar net een reaksie. Daar is net een reaksie wat geregverdig is by die mens, en dit is om stil te bly. Om stil te bly. Stil te bly. Geen verskonings, geen teenargumente, geen selfregverdiging nie. Want die mens behoort sprakeloos te staan. Skuldig, sonder verdediging. En dit is dan juist dit wat die menslike dilemma beskryf. Dit is die dilemma waarin hierdie hele wêreld verkeer. Dat die hele wêreld skuldig voor God staan. En as hulle na hulle self kyk en hulle eie wêreld kyk, is daar geen uitweg vir hulle nie. Hulle is skuldig, hulle mond is gesnoer, want God se wet is geopenbaar. En wat is hierdie menslike dilemma? Elke mens moet God se wet onderhou. Maar elke mens en geen mens kan die wet onderhou nie. Hy moet, maar hy kan nie. Dis die dilemma. En dis wat ons moet verstaan, geliefdes, wanneer ons in hierdie wêreld te doen het met ongelowiges. God gaan van hulle verwag om aan sy waarheid, om met sy waarheid as maatstaf voor sy oordeel, onder sy oordeel te staan. En hy gaan hulle daaraan meet. Maar hulle kan nie daaraan voldoen nie. Hulle het geen manier om daarby te kom nie. Maar ons as gelowiges, ons wat die volle openbaring ook in die Nuwe Testament ontvang het, ons weet dat die openbaring wat na ons toe gekom het, hoe God dit in ons lewens deur sy woord en sy gees bewerk het, dat ons by die punt gekom het, waar God vir ons die geskenk van geloof gegee het, soos Efesiërs 2 dit stel, daardie geskenk wat ons met ons oop hande aangegryp het. Ons weet, geliefdes, daar is daar die baie spesifieke openbaring wat God daardeur gee. En ons het daardie openbaring deelagtig geword, daardie oomblik. Maar God het sy woord gegee om ons te lei, is 'n heilige woord. En sy Heilige Gees vat daardie woord en openbaar dit aan ons. En daarom is ons ook dan sonder verskoning as ons nie sy wet leef nie. Geen gelowige het enige verskoning, want ons het 'n dubbele versekering, 'n dubbele versterking. God se heilige woord,
God se Heilige Gees. Daar is geen verskoning vir 'n heilige nie. En julle weet dat, dit is hoe die Nuwe Testament na gelowiges verwys. Heiliges, dis wat ons is. Dis wat ons behoort te wees. Elke mens staan sprakeloos, skuldig sonder verdediging. Want hy kan nie die wet op homself, in homself onderhou nie. Is 'n hopelose, onmoontlike posisie en situasie. En dit is dan die dilemma, die tragedie van die mensdom. En ons kan dit so opsom, totale verpligting, totale onvermoë. Totale verpligting, totale onvermoë. Dis geliefdes, hier aan die einde van vers 20, hierdie was nou maar net so 'n breë oorsig. En ons sal in meer diepte daarop ingaan. Hier aan die einde van vers 20 is die boodskap wat na elke mens uitgaan. Dat die mens bevind hom in 'n baie moeilike, onmoontlike, baie donker, duister plek. God gaan van hom iets verwag wat hy nie kan doen nie. En ons moet nooit hierdie afskaal nie. En nooit dink dat God gaan 'n spesiale dispensasie hê nie. Vir niemand nie. As ons die Bybel hier sou toemaak, sal daar geen hoop vir enige ene wees nie. Want ons staan skuldig en ons monde is gestop. Maar deur God se genade laat hy die verhaal nie hier eindig nie. Want dan kom vers 21, Romeine 3 vers 21, wat sekerlik een van die sleutelverse van die hele woord van die Here is. Romeine 3 vers 21. En daar die eerste 2 woordjies is die woorde van onbeskryflike genade. Maar nou. Julle het gesien waar julle is, kyk waar julle is, kyk rondom julle, kyk na die donker. Maar daar is die ligstraal van maar nou. Maar nou. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Met ander woorde, God het gesê, daar is redding. Daar is redding. Nie vir almal nie, maar daar is redding. In vers 22 verduidelik dit vers verder. En dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Want, hoekom nie? Want niemand kan die wet onderhou nie. So, daar is wel geen vryspraak deur die wet nie. Vers 22. Maar deur in Jesus Christus te glo. Maar deur in Jesus Christus te glo. En dan eindig hy, God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo, wat met jou oop hand daardie geskenk van die geloof ontvang het. So hier 'n duister wêreld, maar daar die ligstraal van hoop. Deur daardie woorde, maar nou. En ons wat gelowig is, en wat God se woord ken en verstaan en uitleef, weet, daardie ligstraal is die lig van die lewe. En dit is waarna ons gaan kyk wanneer ons dan volgende Sondag gaan kyk hoe hier die waarheid word in die Godskind van Bethlehem. Hoe dit waar word in die Godskind van Bethlehem. Hy wat met hart en verstand God se lof besing het hier op aarde, 'n volmaakte lewe gelewe het, 'n tong gehad het wat net die waarheid spreek, en voete wat nie na geweld gehardloop het nie, maar na die kruis, om sy bloed te laat vergiet. So in kontras met die mens, totaal anders. En dan moet dit ons terugvat na Genesis 3, waar God die eerste bloed laat vloei het om Adam en Eva se naaktheid te bedek.
Die eerste bloed het daar gevloei. Maar dan weet ons ook dit, en dis die wonderboodskap van hierdie tyd, aan Golgotha se kruis laat God weer bloed vloei, om weer die mense naaktheid te bedek, en aan elkeen wat daardie offer aanvaar, 'n ewigheid sonder die wet en sonder sonde te gee. Dit is die belofte wat daar vir ons as gelowiges is. Die wet stop die mond van die mens toe, maar in Christus word die mond oopgemaak om te sing. Juist dit wat daar in Bethlehem gesing is, ere aan God in die hoogste hemele, en mag ons dan deel wees van daardie skare, wat juist dan aan hierdie lied lustig sal meedoen, en tot eer en verheerliking van die Here sing, eer aan God in die hoogste hemele. En soos ek gesê het, geliefdes, hierdie was ter voorbereiding dat ons net verstaan hoekom Romeine 3 vers 21 en 22 die kern van God se waarheid, die kern van God se openbaring aan die mensdom bevat, waarin ons dan juis ons Kersboodskap gaan kry. Heilige Here, getroue Vader, ons staan aan die einde van hierdie boodskap en ons het die gewig van u woord bygekry. Here het vir ons vandag gewys dat daar niemand regverdig is op sy eie nie, nie ene nie. Dat daar selfs nie eers iemand is wat uit hulle self u soek nie. Dat ons harte, ons woorde, ons dade besmet is deur die sonde, as ons aan onsself oorgelaat word en as ons nie by u gaan hulp soek nie. Daarom kom ons nou in nederigheid, Here, en ons bely, in die lig van hierdie boodskap, ons bely, ons het gesondig. Ons het nie u wil gesoek nie. Ons het nie u wet onderhou nie. Ons het nie u naam geëer soos ons moes nie. Ons het gedink en gepraat en gedoen wat reg en wys was in ons oë, maar nie in u oë nie. Ons het nie ontzag vir u soos ons moet hê nie. En nou is ons pleidooi, o Vader, ontferm u oor ons, o Here. Was ons skoon deur die bloed van Jesus Christus, maak ons harte nuut, gee vir ons 'n gees van ware bekering en aanhoudende bekering. Laat die vrees van die Here weer die begin van wysheid in ons lewens wees, en laat dit aanhoudend daar wees, die bron van waarheid waarin ons terugkeer elke dag. En nou kom ons ook na u toe, Here, in persoonlike belydenis. In persoonlike belydenis, want Here, dit wat ek nou bely was in die algemeen, maar elkeen van ons het 'n persoonlike belydenis. En ons gaan nou 'n paar sekondes vat om dit na u genade troon te bring. Here, ons is so dankbaar dat u woord vir ons sê, dat as ons sondes bely, u is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Here, u vergewe en u reinig ook. En daarom kan ons dan aangaan, skoon gewas, want soos ons Here Jesus het gestel, het ons voete gewas, en ons kan aangaan in die lewe. En mag ons dit so doen, juis hierop gegrond. En dan kom ons nog met 'n verdere dankwoord, dat u woord ons nie net aankla nie, maar ook altyd na Christus toe wys, keer op keer, en ons voortdurend na vergifnis lei. En Here, daarom bevestig ons, dat dit is wat ons graag wil doen, en keer op keer wil doen, maar dat ons ook baie keer stram is om dit te doen. Maar vergewe dan ook dit. Maar ons vestig hier, ons wil ook, Here, net bevestig, dat
ons hoop en verwagting op Jesus Christus plaas. Hy is ons onverwelklike verwagting. Nooit ooit sal ons hoop in U, Here Jesus, ooit vervaag nie. U wat die wet volmaak onderhou het, wat die skuld van sondaars gedra het en vergifnis bied. U wat die vryspraak bring deur die geloof alleen. Here, laat ons harte brand in die lig van hierdie boodskap, en besonderlik in die lig van Romeine 3 vers 21 en 22, laat hierdie waarheid ons dra in die week wat voor lê. Laat dit ons troos, ons lei, laat dit ons heilig, laat dit ons vul met dankbaarheid. En nou, Here, vra ons U, stuur ons uit met U vrede, omdat ons hierdie woord van versekering gekry het. Dit was ook 'n woord van vermaning, maar is ook 'n woord van sekerheid, waarvoor ons U loof vir die groot genade waarin ons kan staan. Ons dank U vir U genade, U seën, U waarheid, U lig. Laat dit skyn, o Here, in ons lewens in die besonder, sodat ons dan ook daardie lig vir die wêreld kan wees. Ons vra dit in Jesus se naam, Hy wat ons Here en ons Verlosser is. Amen. Amen.